Action Society eis antwoorde 20 maande nadat 8 lede van die adjunkpresident se veiligheidswagte mense op die snelweg aanrand en die VF+ eis optrede teen Ekurhuleni Metropolisie na vanoggend se protesaksie. 19 Maart, welkom by die Afrikaanse nuus op Pretoria FM. Action Society eis antwoorde oor die vertraging en gebrek aan deursigtigheid in die dissiplinêre en strafregtelike sake teen die sogenaamde blou lig 8 lede. Die 8 lede was in Julie 2023 adjunkpresident Paul Mashatile se veiligheidswagte toe hulle op die N1 snelweg in Johannesburg soldate wat van diens af was, voorgekeer en aangerand het. Volgens Action Society is dit reeds 20 maande na die aanval en steeds is daar geen antwoorde oor wie die 8 verdagtes se regskostes betaal nie. Die organisasie het verlede week nog 'n paaie-aansoek ingedien om deursigtigheid oor die hantering van die saak, die koste wat aangegaan is en die faktore wat tot die voortgesette uitstellings bydra te kry. Die organisasie se woordvoerder Juanita du Preez sê dit is duidelik dat korrupsie binne die SAPD misdadigers beskerm eerder as om geregtigheid te dien. Die VF+ eis dat daar daadwerklik opgetree word teen lede van die Ekurhuleni Metropolisie na 'n protesaksie wat vanoggend tot erge vertragings op van die hoofpaaie in die metro gelei het. Die VF+ raadsit in die Ekurhuleni Metro, Jennifer Glover, sê die lede het hoofroetes soos die N3, N12 en R21 versper, glo weens loondispute. Glover sê die lede voer aan hulle is ontevrede oor salarisaanpassings, oortyd wat beperk word en onbillike arbeidspraktyke. Volgens die wet op arbeidsverhoudinge mag metropolisielede nie aan stakings deelneem en dienslewering belemmer nie. Staatsvoertuie mag uitsluitlik aangewend word vir verkeersveiligheid en die toepassing van wet en orde. Glover het benadruk om onskuldige mense te verontrief is nie die manier om 'n loongeskil op te los nie. Statistiek Suid-Afrika het bekend gemaak dat die jaarlikse prysinflasie in Februarie onveranderd op 3,2% gestaan het. Die syfer bly onder die Reserwebank se middelpunt inflasieteiken van 4,5%. Op 'n maand-tot-maand grondslag is die VPI 0,9% hoër. Die belangrikste bydraers was die stygende koste van behuising en nutsdienste. En 'n graad 10 leerling aan die Glenwood Hoërskool in Durban is dood toe hy gistermiddag saam met sy span opgewarm het vir 'n hokkiewedstryd. Die leerlinge het sokker gespeel om op te warm toe hy skielik ineenstort. Die skool het die voorval bevestig. Volgens die KwaZulu-Natal se onderwysdepartement het die kind gevra of iemand in sy plek kan speel, waarna hy kantlyn toe beweeg het. Die kind het toe glo skielik in mekaar gesak en ondanks pogings deur die skool se personeellede en die ALS nooddienste is die kind op die toneel doodverklaar. Die LER vir onderwys in KwaZulu-Natal, Sipho Lumaketu, het sy medelee met die kind se familie betuig. Hy sê ondersteuningsdienste is onmiddellik aan leerlinge en personeel gebied. En dis die belangrikste nuus vir die dag. Baie dankie dat jy saam gekyk het.